Good day, parents, and welcome to Efer Talk, the space where we share stories that matter, stories that remind us how powerful children can be when given love, support, and the right tools to thrive. I'm Krizan, and this week, as part of our school's drive, we're talking about building resilience in our children. En ek is Janine. Veerkragtigheid, dit is daardie innerlike krag wat ons help om weer op te staan wanneer die lewe moeilik raak. Vir kinders beteken veerkragtigheid nie om uitdagings te vermy nie. Dit beteken om dit met moed, hoop en vertroue in hulle eie vermoë aan te pak. Yes, when we talk about resilience, we're really thinking about adaptability, the ability to cope with change, disappointment, or difficulty and still keep going. Presies, Kersaan. Dit is nie iets waarmee 'n kind gebore word nie. Dit is iets wat groei, deur geborgenheid, ondersteuning en klein oomblikke van oorwinning. Research shows that resilient children are not the ones who don't struggle, but the ones who learn to recover, to ask for help, and to keep trying. Ons is bevoorreg om vandag 6 dapper gaste hier by ons te hê. Evers wat ongelooflike uitdagings in die gesig gestaar het en steeds vreugde en moed in die alledaagse lewe vind. Rachel is een van ons graad 1 maats. Sy het onlangs 'n cochleaire implanting gekry. Rachel, vertel ons bietjie, hoe het dit gevoel? Nie so lekker nie, Hoekom was dit nie so lekker nie? want hulle moes my aan die slaap geraak het. Het jy nie daarvan gehou nie? Ja, En sê vir my, Rachel, het hulle jou gehelp? ja, Hoe het hulle jou gehelp? hulle het my gehelp om rustiger te raak. OK, en mamma en pappa, was hulle daar? Mamma kon langs die bed gegaan het, maar sy mag nie vir die operasie binne gebly het nie. En toe jy weer wakker geword het, was sy toe daar. Ja, So ek dink mamma het baie gehelp om vir jou deur hierdie moeilike proses te kom. ek dink so. Rachel, hoe voel jy nou nadat jy die cochleaire implanting gekry het? Goed, Hoekom voel jy goed? omdat ek kan hoor met die ander oor. Dit is daarom wonder hoe die mediese tegnologie ons kan help, né? Ja, So ons is baie bly. Dankie Rachel dat jy jou ervaring met ons gedeel het. dankie. Nina is in graad 3 en is tans in remissie na haar behandeling. Nina, jy het deur soveel hospitaalbesoeke en behandeling gegaan. Wat het jy geleer oor wat dit beteken om sterk te wees? Ek het elke nou en dan op avonture gegaan en saam met my gesin op vakansie en sê net maar Struisbad het gegaan, so daai het my sterk laat voel. So jy sê jou familie het jou sterk en dapper gemaak, nee? Ja, Dis baie mooi, Nina. Ava, you've shown so much courage, especially during the concert time, being one of our main characters. You are still busy with treatment. How do you stay positive when things are tough? I want to talk about the things that make me strong. I went through a difficult and painful time when I was ill, but thanks to the support of my family, especially my mom, the nurses and the doctors at Tigerberg, also Eva's dog, especially teacher Lazelle and all my classmates, I was able to go through this tough time. I believe that God has a purpose for our lives. I believe that there will always be a light at the end of the tunnel. Don't forget to reach out to other people because they can always help you through hard times. Remember, you are stronger than you think. That's beautiful, Ava. Gratitude really does help us build strong emotional strength. Wikus, jy het tydens die Desember vakansie die gebruik van jou een kant van jou liggaam verloor. Ons is almal so trots op jou dat jy so hard gewerk het om weer alles ten volle te kan doen. Ons is ook saam dankbaar dat jy volkome herstel het. Vertel vir ons wat jou so laat deurdruk het. Wel, ek het eidem gehad, soos baie mense, nie baie mense nie, maar die mense weet. As julle wil weet wat het is, asseblief gaan soek dit net op. Ek kan nie die naam uitspreek nie. Alles het begin toe ek saam met my vriend na hulle damhuis toe gegaan het en ons het supertube, of nie supertube, as mens op 'n boot ry en dan staan daai groot boei agteraan en dan zoom mens oor die water. Maar op die oorspronklik het my ouers gedink dit was wat dit begin het, maar dit was nie, want ja, eidem is siekte wat my brein
of nee, my lyf my brein begin aanval het en dit kon van iets so maklik soos 'n sinusinfeksie begin het. Daarna het ons na my ouma se huis toe gegaan en toe het ek begin die hele tyd my toon op die teer stamp. My ouers het gedink te stupid en ek het my voet begin swaai en hulle het gedink hou op. Dit is nie moenie daai doen nie. Toe op Kersdag presies het hulle gesê hulle gaan my hospitaal toe vat want hulle kan nie meer aanhou nie. En in die hospitaal teen 11:00 in die aand het hulle my gediagnoseer met eidem. Hulle het vir my kortison gegee. Ek was opgeneem in George Mediclinic en ek was omtrent 'n hele week daar. Dit was baie interessant. Ek was saam met die laaste nag was ek saam met die een ander kind. Die dokter het vir haar gesê ek is die gesondste persoon in die hospitaal. Wat my deurgebring het was definitief my familie en vriende. Ek onthou nog ek en my suster het een aand saam gelê en gekyk Mr Beast video. Kan nie presies onthou watter een het was nie, maar ja, terwyl my ouers besig was om heerlik aandete te eet. Nog iemand wat my baie deurgebring het was my beste vriend Daniel. As hy die luister, gee groot shout-out. Ek onthou hy het my die hele tyd gezoom, my laat lag. Hy het meeste van die praatwerk gedoen. Nou praat ek die meeste van die tyd. Ja, ek wil net baie dankie sê vir hom ook. My recovery proses, soms was dit nogals moeilik. Toe ek by die huis gekom het, moes ek na die tannie toe gaan wat my basies baby steps laat leer het. Ek moes leer loop weer, ek moes leer skryf weer. Ek moes vir 'n hele jaar met my linkerhand geskryf het. Maar ek wil net baie groot dankie sê ook vir Everstaal wat my deurgebring het. Sonder hulle sou ek nie vandag hier wees nie. Baie dankie vir my graad 4 juffrou. Ja, juffrou Karen de Koker. Sy het my ook baie deurgebring en my gehelp. En ja, baie dankie. Dankie Wikus. Gerard, you've been through something extraordinary. Can you share your story with us, please? Okay, ja, ek was gebyt deur 'n slang 10 jaar terug, so toe ek 3 was, op my regterhand. Om spesifiek te wees 'n Mosambiekse spoegkobra. So, ek het baie operasies gehad. Toe moes ek weer links leer skryf, maar dit was nou fyn. Dit is fyn daarna, maar toe moes ek nou weer hierdie jaar ons kon sien hoe ek gaan nou nie in al die diepte gaan nie, maar met die scar tissues soos hulle sê, moes ons weer die hand opereer, want ek het begin baie funksie verloor. So toe besluit ons om saam met die dokters te werk, om 'n plan uit te werk, hoe en wanneer jy ons gaan opereer, want daar was baie planne voorgestel. Sjoe, dis omtrent 'n storie en 'n belewenis gewees. Ek wonder of jy dan of ek dink jy kan alles onthou nie, wees hom redelik klein gewees, maar dit is 'n langer stelpad gewees. En Gerard is 'n baie goeie tennisspeler, so ten spyte van dit het hy vir ons gewys waar daar 'n wil is daar weg. So Gerard, I want to know what helped you the most during your recovery. Eerstens, dit het gehelp dat ek 'n goeie idee gehad soos wat sou gebeur, want ons het vooraf beplan, so ons het 'n idee gehad wanneer en hoe lank ek sou herstel. So ek kon dit, so toe ek 'n keuse gehad, gaan ek nou gaan vir hierdie ding of nie. So toe besluit ek gaan vir hierdie ding en dan hopelik terugkom net vir tyd so die belangrike tennis toernooie, soos die Gerry Berner wat is nou aan speel. Dit het my eers gehelp, want ek het geweet as ek hier deurkom, as ek goed hard werk en deurkom, dan sal ek weer terug wees. Wat my anders het ook gehelp het. Nou, dit het ook gehelp omdat ek al voorheen deur so iets was, maar wat andersins ook kon gehelp het, was godsdiens, of spesifiek in Matteus, ek dink Matteus 24 eerens, praat Jesus baie van, dat ons as Christene gaan trials and tribulations face, en be persecuted, of in ander woorde, jy gaan baie moeilike omstandighede moet deurkom, so jy moet maar reg wees vir dit, en dit net aanpak. Baie dankie Gerard, so jy sê jou geloof was sterk geweest in daai tyd, dis baie mooi. Ek was sterk binne, want ek het myself voorberei vir dit, toe commit ek, en ek weet eintlik dit sou okay wees, want ek bedoel, soos ek sê, jy gaan trials and tribulations, maar jy sal bo dit kom as jy uithou, en dit sal jou net help. Ek dink hulle noem dit ergens anders in die Bybel, ek vergeet waar,
dat moeilike tye help om jou karakter te vorm. So ja, ek het geweet dit sou eintlik goed uitkom. So toe commit ek en toe druk ek deur. Simonay, jy is onlangs deur 'n moeilike tyd, maar jy is steeds so positief en blymoedig. Vertel ons bietjie meer van jou reis tot sover en wat jou help positief bly het. Middag juffrou, ek het my maand die jaar gehoor dat ek 'n tipe gewas in my arm gehad het. Ons noem dit 'n chondrosarcoma in my linkerarm. Ek moes toe vir 'n baie groot operasie toe gegaan het. Ek het 'n gewas in my been gehad in my arm. Hulle moet toe dit verwyder het en my van die fibula van my been ingeplant het in my arm. Ja, ek was skrikkerig, maar ek het geweet dat liewe Jesus heeltyd by my is en sal my gesond maak. Ek was baie bederf in die hospitaal. Die dokters was vriendelik en baie mense het vir my kom kuier. Ek was na my operasie was ek in 'n rolstoel en kon nie skool toe gegaan het nie. Maar ek was bly toe ek my skoolwerk by die huis op OneNote kon doen. Ek het my sport en maats baie gemis, maar ek het geweet dat ek een van die dae weer skool toe sal gaan. Ek het 2 lang snye, een op my arm en een op my been. Wat ek wil nie wegsteekie, want dit is my storie wat ek kan vertel. Al was ek in 'n rolstoel, het ek nog steeds saam met my ma en familie uitgegaan, want ek wou niks gemis het nie. My fisio het my gehelp om my been en arm sterk te maak, sodat ek weer kan dans volgende jaar, want dit is my droom. Ek wil net aan almal wat aan my gedink het en my ondersteun het in hierdie tyd baie dankie sê. My boodskap is dat ons elke dag moet dankie sê vir ons gesondheid en elke dag voluit moet leef. Dankie. Julle stories maak my beslis dankbaar vir wat ek het en julle stories herinner my of laat my dink daaraan hoe belangrik koneksie is, want julle almal het gepraat van fisio's en dokters en familie en vriende en onderwysers. So ek dink daai resilience is not building comfort, but in connection. You are right, Janine. Let's talk about ways parents can help nurture and build resilience at home, because not all of us have very difficult stories like all the children that we just spoke with. Encourage problem solving. Instead of stepping in right away, give your child time to try solutions on their own. Whether it's fitting a puzzle piece or putting on shoes, a little struggle helps build confidence and persistence. Normalize mistakes. Let your children know that making mistakes is part of learning. A calm, that didn't work, let's try again, teaches them that setbacks are stepping stones, not stop signs. Model calm coping skills. Children watch how we handle stress. When you take a deep breath, use kind words, or find a positive outlook, you're showing your child healthy ways to manage frustration. When parents stay grounded, kids feel safe enough to handle their emotions. Celebrate effort, not just results. Praise your child for trying, practicing, and sticking with something, not just for getting it right. This helps him value persistence over perfection. Focus on what your child tries, not what they've achieved. En motiveer hulle om iets klaar te maak en nie net op te gee nie. My pa ma se reël was altyd, jy moet iets klaar maak as jy met dit begin het, nê? Of dit nou 'n kwartaal is en of dit 'n jaar ding is, jy moet hom klaar maak. And the last one, build strong connections. And I think that's what we heard today from all these children. A secure, loving relationship with parents, caregivers, and teachers gives children the safety net they need to take risks and recover from challenges. Strong relationships give children the emotional base to bounce back when life feels hard. En onthou, veerkragtigheid beteken nie dat jou kind nooit gaan sukkel of sal huil nie. Dit beteken dat hulle leer om weer op te staan daarna, met jou liefde as hulle veiligheidsnet. So let's finish with one short thought from each of you. Simonay, wat laat jou sterk voel aan die binnekant? Ek weet dat liewe Jesus is heeltyd by my en hy gaan my gesond maak en dat ek deur daai operasie gegaan het. En jy, Wikus? Wel, wat my sterk laat voel is my drama. Ek geniet dit vreeslik baie. En jy, Nina, wat laat jou sterk voel? My dans, dit laat my bene sterker voel en alles. En ek is ook baie dankbaar dat Jesus daar was vir my, want sonder enige iemand kon ek dit nie deurgaan nie.
Oh, dis baie mooi. What a privilege to hear from these brave young voices today. Aan elke ouer wat luister, veerkragtigheid word nie oornag gebou nie. Dit word gevorm deur liefde, geduld en klein oorwinningkies elke dag. Thank you for joining us on Effer Talk today. Remember, we can't protect our children from every storm, but we can teach them how to dance in the rain. Kontak gerus ons leerdersorgdepartement indien jy enige ondersteuning nodig het. Onthou, ons almal vorm saam die mikrosisteem van elke kind hier by Everstal. Until next time, keep talking, keep listening, take the lead, and keep growing stronger together.